Goeiemôre, good morning. Hallo daar, hallo daar, hallo daar. Nou ja, die naweek is verby en ons staan gereed om hierdie hele pragtige nuwe week in sy volle glorie saam met jou aan te pak. Jy lyk lekker uitgerus en uitgespaar. Baie dankie jy ook, Pieter, maar jy lyk mos maar altyd so. Ag, stop het, nou hou ek daarvan. Het jy dan 'n lekker naweek gehad? Ja, baie dankie. Mooi. Goed, daar is baie wat vandag gebeur. Gister was Vadersdag en ons fokus vandag op gaste wie se paas groot invloed op hulle lewens gehad het. Kobben Hofmeyer deel sy ongelooflike verhaal van geloof, deursettingsvermoë en herstel na 'n ernstige nekbesering wat sy lewe verander het. Ons gesels ook met George Kushke na sy geskiedkundige oorwinning en roete rekord by die 2026 Comrades Marathon. Jovan Koen, ook bekend as die klein klits, kuier by ons om te vertel van sy avonture as een van die bekende Commit Boys. Ken jy hom? Ek het al gehoor van Het jy al van hom gehoor? Die ou knaap, so julle het hom genooi, julle stouters. Ons het hom genooi. Ons gaan later 'n bietjie meer uitvind oor Papa Koen ook, glo ek. En Duanel gesels saam oor haar jongste enkelsnit, Ek en jy bly oor. Net ek en jy bly oor. Dis 'n lekker liedjie. Ja, jy sal hom hoor, Hoorie maar, ek hoop ek doen die onderhoud met Jovan. Want ek is bang as julle die onderhoud of jy die onderhoud gaan doen. Dan mag jy dalk op 'n paar goedjies. Ek kan 'n paar toutjies trek. Maar kom ons kyk hoe jy jou gedra deur die loop van die program. Dit gaan alles daaroor. Hoorie, so volgens 'n bietjie die Wêreldbeker sokker. Kyk jy wat hier aangaan of het jy net die eerste wedstryd gaan beloer om Bafana te sien en te wonder? Ja, ek dink wat vir my uitstaan is die sokkergees, jy weet. Baie. En dit is interessant om dit dop te hou. Dit was nou 'n jammerte geweest dat Bafana nou nie presteer het soos wat ons sou wou gehad het, hulle moes nie. Ja. Maar ek dink 'n mens moet aanhou om hulle te ondersteun. Ja, wat Jy weet, hulle moet maar weer gewoond raak aan die wêreld verhoog. Ek moet dan vir jou sê een ding wat vir my verblydend is dis verskriklik hoe lekker en vol al die stadions is. Ja. Kyk, en dit is nou in Amerika, en hulle is nou daar in Houston en Texas ook 'n wedstryd gespeel en uiteraard van my vriende ou Seila, hy het vir my 'n fotootjie of twee gestuur waar hulle nou lekker daar. Dan dink ek, ai. Ek wou ook daar gewees het met 'n vuvuzela. Die vuvuzelas is mos nou verban. Ja, maar ek sou hom ingesneek het. Ja, ek stem saam met jou want ek dink sokker is nie sokker sonder 'n vuvuzela nie. Jovan en die Commit Boys sal natuurlik met 'n vuvuzela daar instap. Nou ja, hoekom ek vir jou gevra het oor die sokker, amper sê ek die rugby, terwyl Mexico feesvier na hulle openingswedstryd in die 2026 FIFA Wêreldbeker, is dit nie 'n sokkerster wat die internet laat gons nie, maar 'n eend genaamd Merlin. Kwak. Die 2-jarige eend het die harte van miljoene gesteel toe hy in die strate van Mexico stad gewaar is, geklee in sy eie klein Meksikaanse sokkertrui en selfs piepklein sokkies, wil jy nou meer? Merlin is die bederfde baba van Carla Gomez, wat naweke water en koeldrank in die historiese middestad van Mexico verkoop. Merlin vergesel haar en haar seun gereeld na bekende plekke soos die Zocalo Plain, waar hy reeds 'n bekende gesig onder plaaslike inwoners geword het. Die video van Merlin wat saam met die ondersteuners waggel, het so ver versprei dat FIFA-verteenwoordigers reeds met Merlin en sy familie kontak gemaak het vir foto's en advertensiemateriaal. Kan jy dit glo? Baie meen dat Merlin reeds die nie-amptelike gelukbringer van die toernooi is. Sy eienaars hoop nou dat hierdie geveerde ondersteuner vir die res van die pad vir Mexico die nodige geluk sal bring. Kwak. Wat 'n oulike storie, ou gelukbringertjie. So sonder dat hy gewonder het of gedink het dit gaan wees. Dis nou net mense wat 'n geleentheid gesien het of jy kan hom met jou baba aantrek vir troeteldier of so en hier's gaan nou Merlin. Hoe oulik is dit nie? En jy weet so rukkie gelede was daar sokkertruitjies vir honde ook gemaak, jy weet, en dit het ook nogal baie mense het vir hulle hondjies sokkertruie gaan aanskaf. Ek het wel nog nie 'n eentjie gesien met 'n truitjie aan nie. Ja, nee, ek wonder hoe, ja, dis vir my 'n vreemde, maar baie oulik. Maar dit gee ons 'n gedagte met die springbokke wat ook mos nou weer eersdaags gaan begin. Jy weet, daar's baie mense wat mos nou hier een of ander mak, bobbejaantjie of 'n aapie of 'n dingetjie het. Ja. Nee, en ek verwys nie na jou kleinkinders of jou kinders nie. Kyk. Maar ja, ek dink ek kan nogal die hondekinders daar by die koene kan ek dalk, maar ek weet nie jong, hulle Wanneer die Springbokke gaan wanneer die Springbokke speel. Hier's vir jou Springbok trui. Gaan jy gaan kyk wanneer die Springbokke speel? Ek gaan maar net rustig daar in die kuierkamer. O, nie by 'n stadion nie. Ongelukkig nie.
Nee, ek is nie so bevoorreg genoeg nie. Ek gaan een van die wedstryde gaan kyk by die You lucky stadion. Ek is fish. baie opgewonde. Lucky fish. Goed, ons beweeg. Ek sal jou gelukbringer wees, wat sal gaan. Die vuvuzela. Ja. Volgende storie. Dis hy, hier gaan ons. Het jy al ooit gewonder waarom dit voel of jy in sirkels loop wanneer jy so 'n bietjie verdwaald is? Het jy al, Pieter? Ja. Val jy die miskien regtig? Regtig, ja, nee, dit voel vir ek was net al hier. Navorsers in Spanje en Japan het pas 'n vreemde menslike geheim ontdek. Ons is byna almal geprogrammeer om linksom te beweeg. In 'n massiewe internasionale studie het hulle bevind dat mense in 32 uit die 33 eksperimente wat gedoen was, wanneer hulle vrylik beweeg, deurlopend linksom gedraai het. So dit maak na bewering nie saak of jy dan nou in Madrid of in Tokio is nie, of jy 'n man of 'n vrou is nie en of jy selfs links of regshandig is nie. Die enigste faktor wat 'n verskil gemaak het, was klaarblyklik ouderdom. Jonger mense het die geneigtheid om meer linksom te beweeg, selfs dan nou meer as ouer mense, wat nogal interessant is. Wetenskaplikes skrap nog 'n bietjie kop oor waarom die geneigtheid bestaan, maar hulle het reeds aspekte soos die aarde se magnetiese veld uitgeskakel en vermoed nou dat die antwoord tot hierdie raaisel iewers diep in ons brein of by hoe ons lyf meganies aan mekaar gesit is, lê. So hierdie ontdekking is egter goud werd vir argitekte en ook stadsbeplanners wat nou winkelsentrums, stadions en selfs veiligheidsroetes beter kan ontwerp om by ons natuurlike vloei aan te pas. Maar jy het dit ook al gesien, nie net as jy verdwaal is nie, as mense so met hulle selfone is, dan gesels hulle ook altyd linksom. Regtig? Ek kyk 'n bietjie, dink 'n bietjie daaraan. Gaan kyk 'n bietjie, het jy al iemand gesien as ek nou my teks moet leer en my voorbereiding doen, beweeg ek linksom of regsom? Skielik dink ek daaraan en is altyd linksom. Ek het nog nooit so opgelet nie, maar dit is ek sou gedink het, ek moet eerlik wees, ek sou gedink het dat dit meer te doen kan hê met of 'n mens links of regshandig is. Ja, ook waar. Want dit maak net vir my so half logies sin. Ja. Maar nou ja, en ook die ouderdom wat 'n rol speel. Ja, nee, hoe ouer jy raak, hoe meer gefokus raak jy. En Hoe meer beweeg jy na die ander kant. gaat jy die kant toe, stroom op soos 'n forel, of is dit nou linksom stroom op soos 'n forel? Ek weet nie, maar dit is vir my baie interessante ding. Ek wonder of die eentjie ook linksom beweeg het en of hy reg het gestap het, daar in die Meksikaanse stad. Hy het net gewaggel. Het net gewaggel. Ja, ek dink hy het maar net 'n bietjie Dit is net gewaggel. hoe cute was dit. Ek is nog steeds op die eentjie, stap en ry. As hy kwek dan skelmboezelle hy van agteraf. Maar skerp gedoen. Nou ja, baie dankie vir daardie stories. Gaan Ja. ons linksom of regsom of gaan ons reguit voortbeer? Ek dink ons sal maar linksom beweeg. Vir hierdie ene. Linksom, regsom, maar ons sal julle op die regte pad en die regte koers hou. Ja. Net hier by Goeiemôre, Good Morning. Ons het baie interessante en lekker gesprekke wat kom. Ek moet net sê George, om langsom te staan, Comrades royalty. En ek is geïnspireer, maar ek wonder, ek moes realiteit in die gesig staar. Ek het nog nooit 'n Comrades gedoen nie, maar Ek het gehoor jy sê jy gaan nou. Dis deel van jou toekomsplanne. ek dink Hou vir teen Pieter dop, hy gaan aan teen die 8 uur Comrades, die vanmôre is volgende daai droom. Comrades deelneem. Ons hou Sien ek- hom dop. Ek het al probeer doodpraat, maar okay, bly jy ingeskakel. Ons gesels met George en ons gesels ook met 'n baie inspirerende jong man net hierna. So moenie weggaan nie, jy's ingeskakel saam met ons. Ons drink maar nog 'n koffie linksom.